En Shabbat Shalom hier van my kant af, baie welkom. En Shabbat Shalom van my af. Weet jy wat, ons het basies, daar hierdie het ons nog een parasha oor en dis volgende week. En ek moet nog kyk hoe gaan ons volgende week dit by julle uitkry, maar hou maar net op, kom ons kyk wat gebeur. Maar ja, kom deel saam met ons vandag wanneer ons nou hierdie parasha gaan bestudeer. En ek is seker as jy die alias deurgegaan het en as jy dit gelees het, dan vra jy jouself, wat gaat hier dan? Nee? Want jy moet hom 'n slag goed deurlees en dan weer 'n slag goed deurlees. En ek het op die ou einde het ek 2 goed uitgehaal wat ek graag met julle wil bespreek. Maar ons kom nou daarby. Eers ons Psalm wat saam met hierdie parasha gaan. Psalm, dit is Tehillim 71 en hy lei as volg: Verlaat my nie wanneer my krag opgebruik is nie. By U, o Jahwe, skuil ek. Laat my nie vir altyd beskaamd staan nie. Red my deur U geregtigheid en bevry my. Neig U oor tot my en verlos my. Wees vir my 'n rots om in te woon, om gedurig in te gaan. U wat bevel gegee het om my te verlos, want U is my rots en my bergvesting. My Elohim, red my uit die hand van die goddelose, uit die mag van hom wat onreg doen, en van die geweldenaar. Want U is my verwagting, Jahwe. Jahwe, my vertroue van my jeug af. Op U het ek gesteun van die geboorte af. Van die moederskoot af is U my bevryder. Oor U is my lof altyd deur. Ek was vir baie soos 'n wonder, maar U is my magtige toevlug. My mond is vol van U lof. Die hele dag van U roem. Verwerp my nie in die tyd van die ouderdom nie. Verlaat my nie as die krag gedaan is nie. Want my vyande praat van my en die wat op my lewe loer, hulle hou saam raad en sê, Elohim het hom verlaat, agtervolg en gryp hom, want daar is geen redder nie. O Elohim, wees nie ver van my af nie, my Elohim. Maak tog gou om my te help. Laat hulle wat my as 'n vyand behandel beskaam staan, verteer word. Laat hulle wat my ongeluk soek, hulle self toedraai in smaad en skande. Maar ek sal altyd deur hoop en al U lof vermeerder. My mond sal U geregtigheid vertel, die hele dag U heil, want ek ken nie die maat daarvan nie. Ek sal kom met die magtige dade van Jahwe. Jahwe, ek sal geregtigheid vermeld, die van U alleen. O Jahwe, U het my geleer van my jeug af, en tot nou toe verkondig ek U wonders. En ook tot die ouderdom en die grysheid toe, o Elohim, verlaat my nie, totdat ek aan die volgende geslag U arm verkondig, aan almal wat sal kom, U mag. Ook is U geregtigheid, o Jahwe, tot in die hoogte. U wat groot dinge gedoen het, o Jahwe, wie is soos U? U wat baie en bange node laat sien het, sal my weer lewend maak en my weer ophaal uit die watervloede van die aarde. Vermeerder my grootheid en wend U om en troos my. So wil ek dan U ook loof met die instrument van die harp, U trou, my Elohim. Ek wil psalm sing tot eer op die siter, o afgesonderde van Israel. My lippe sal jubel as ek psalm sing tot U eer en my siel wat U verlos het. Ook sal my tong U geregtigheid die hele dag prys, want hulle het beskaamd gestaan, want hulle het my ongeluk gesoek. Hulle het rooi van skaamte geword. Halleluja. Ja, goed, ons kyk na Parasha Azinu, die lied van Moshe, en dit gaan daaroor dat jy moet luister om te hoor, en die prentjie wat jy daar sien, is wanneer hy vir jou sê,
luister, dan sê die skrif eintlik, jy weet, is letterlik asof jy jou hand so agter jou oor sit en jy luister. In Engels sê hulle to cup your ear. Met ander woorde, jy maak 'n daadwerklike poging om te hoor. Die leesgedeeltes is uit die Torah uit is Devarim of Deuteronomium 32 en uit die Haftara is dit Shemuel Alef, dis 1 Samuel 22 vers 1 tot 51 en uit die Brit Hadashah of die hernieuwde verbond is dan Johanan of Johannes 21 vers 1 tot 25 en Gazon of Openbaring 2. Nou jy gaan nou sien, ek gaan nou vandag vir jou 'n vergelyking tref tussen hierdie Devarim en Openbaring. Ek gaan nie so in detail ingaan nie. Ek gaan jou net genoeg gee om jou nuuskierig te maak. Maar ons parasha, ek gaan vir jou eers die opsomming gee. Want as ek vir jou die hele gedig, die hele lied lees, dan raak 'n mens half verlore daarin. So kom ons kyk net na die opsomming en dan zoom ons 'n bietjie in en kyk wat wil Vader vir ons regtig sê. Nou, jou eerste alia het vir jou die volgende gesê: die hemel en die aarde word opgeroep om getuies te wees. Dis een van die goed waaroor ek praat, is die getuies wees. Om getuies te wees van die woorde wat Moshe nou gaan sê. Hy verklaar dat die Torah lewe vir hierdie wêreld is, net soos die reën en die dou vir die plante groei is. Die lied het dit ook gesê, né? Jahwe is waarlik regverdig en daarom spruit alle korrupsie uit sy kinders uit. So as hy regverdig is, dan is die korrupsie nie van hom nie. Sy kinders, as hulle wat ondankbaar is en nie die wysheid het om die bron van al hulle seëninge te herken nie. Kom ons by die tweede alia en sê hy, Moshe spoor Israel nou aan om hulle geskiedenis te oorweeg. Belangrike beginsel, moet nooit jou geskiedenis vergeet nie. Jy moet jou geskiedenis oorweeg wat begin met die toring van Babel. Toe het Jahwe hulle in 'n verlate, huilende woestynheid, daar het hy sy uitverkorenes omhul en hulle beskerm en hy alleen het hulle gelei en geen ander nie. Nou kom ons by die derde alia en hy sê as volg: Moshe gaan nou voort om te praat oor Israel se toekoms. Jahwe gaan hulle nou vestig in die land van hulle belofte, die land van melk en honing, maar Israel sou vet word en rebelleer. Nou jy moet nou mooi hoor wat is besig om hier te gebeur. Jy sal dit sien wanneer ek vir jou begin verduidelik wat is die regsagtergrond wat Jahwe wil hê ons moet weet. So hulle gaan dan nou omdraai in hierdie rebellie van hulle en hulle gaan agter veragtelike afgode aan volg en hulle gaan afskuwelike gebruike doen. Dan kom ons by die vierde alia wat ons sê, nou word Jahwe woedend en dan verberg hy. Hester panim is die woord wat ons gebruik het, verlede week, né? En dan gaan hy sy aangesig verberg vir al hierdie invallende leers, die wilde diere, die pla, die demone, die hongersnood, al daardie dinge, dis wat hy gaan doen. So as jy weet, as die trotse nasie wat dan so probeer met krediete eis vir Israel, as dit nie is vir hulle ondergang nie, dan sal Jahwe heeltemal hierdie opstandige Israel vernietig. So hulle is 'n trotse nasie, en hy gaan hulle, eventueel gaan hulle herstel. Dan in jou vyfde alia, hierdie nasies moes verstaan het, dis nou die nasies wat hulle inval, hoor. Hulle moes verstaan het, dat slegs Jahwe sulke totale verwoesting kan bring. Hierdie ellende het gekom deur Israel se optrede wat gelyk het soos Sodom en Gomorra, wat Jahwe natuurlik van vroeg af uitgesorteer het. Maar Jahwe gaan 'n hartsverandering hê en dan gaan hy die dood weer omdraai na lewe toe. Sesde alia, so wanneer Jahwe dan na sy volk toe terugkeer, sal sy toorn op hulle verdrukkers val. Ek gaan vir dit wys. Jahwe sal die bloed van sy dienaars wreek en die nasie sal lofsange tot eer van Jahwe sing. Met ander woorde, jy gaan hier sien dat die gedagte is dat hy bring vir Israel terug, maar hy bring ook die nasies terug. En dan in jou sewende alia, dan kom hy en jy sal sien, daar word nou vir ons gesê dat Moshe en Joshua leer hierdie lied aan Israel en smeek hulle om baie aandag daaraan te gee, aangesien dit lewe is, nommer 1, en daarmee sal hulle uiteindelik in die land kan volhard. So uiteindelik word Moshe dan nou ontbied om die berg Nebo op te klim,
van waar hy dan nou hierdie glorieryke land kan beskou, wat beloof is, en dit sal gebeur net voor sy heen gaan, voordat hy te sterwe kom, want dit is nou wat nou vir hom wag. Maar ek luister nou, en wat ek hoor is, ek dink elkeen van ons kan identifiseer van waar ons was, van die rebellie, van waar ons afvallig was, hoe ons gerebelleer het, hoe ons deur die hele proses gegaan het, maar die hoop van Vader kom en hy kom red ons. Hy kom en hy kom red ons. So daar's hoop. Ja, so wanneer jy nou byvoorbeeld kyk na die Aaronic blessing, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Met ander woorde, hy sal nie altyd sy aangesig vir jou verberg nie. Maar as jy nou 'n periode van sonde ingaan, waar jy agter ander gode aanhoreer en dis meer, hierdie is 'n lied van genesing. Hoor mooi, as ek dit enigiets kan noem, onthou julle ons het gesê met Yom Kippur, ek wil lewe. Ja. Hierdie lied gaan vir jou help om weer terug te kom na 'n plek toe waar jy gaan sê, ek wil lewe. Ek het net hierso, ek kon nie dit weerstaan om eintlik hierdie kalender net weer vir jou voor te hou nie. Dit is so 'n mooi kalender wat vir jou eintlik wys. Dink as jy net vir ons die op 'n laser kan wys, ons is op hierdie stadium daar. So, as jy hom net vir ons kan wys, is net hier waar ons nou wil wees. Dink jy het hom nou net afgesit. Dit maak nie saak nie. Wat wil ek vir jou sê van die kalender? Jy gaan sien oor en oor. Moenie daarna kyk hoor hier, ons het nou klaar gemaak met Yom Kippur en dis nou oor en uit en verby en ons hoef nooit weer. Verstaan jy moenie met lineêre denke daarna kyk nie. Nommer 1, jy kyk siklies, maar dan moet jy ook daarna kyk dat hy spiraal, siklies en spiraal. En jy gaan altyd vir jouself sê, elke keer wat jy by een van hierdie feeste kom, dan gaan jy vir jouself sê, iewers in die verlede van tevore was ek al reeds hier gewees. En dis wat Vader wil hê ons moet doen, en dis 'n kleuterrepetisie. En hoekom noem ek dit? Want hierdie lied wat hulle moet sing hulle normaalweg tussen Yom Kippur en Sukkot wat gaan aanbreek. Verstaan jy? En of jy dit nou dalk opgelet het of nie, dit bestaan uit 70 lyne uit. En met Sukkot is daar 70 bulle wat geoffer word. Dink jy daar is 'n koneksie? Ek dink so. Ek dink daar's definitief 'n koneksie en ek dink jy moet mooi gaan kyk. Maar wat ons nou gaan doen is kom ons lees nou net deur hierdie gedig, deur hierdie lied. Want onthou net Yeshua het vir ons 'n baie belangrike les geleer. Maar Moshe ook daar in Devarim, ek dink Devarim 8 wat hy dit gedoen het. Mens sal leef van elke woord wat uit die mond van Elohim kom. Hierdie lied kom uit die hart van Elohim, van Yahweh af. En dit is goed om vir jou genesing te bring. Ek en jy het 'n geneigtheid om te luister na die Yetzer Hara, met ander woorde ons bose neiging. En dan is ons die neiging om af te weet, agter allerhande goed aan te gaan, behalwe Yahweh Elohim homself. Kom ons lees dit net eers, en dan kan ons 'n bietjie van 'n bespreking doen oor daai 2 punte wat ek dan nou vir jou gesê het. Luister, o hemel, dat ek kan praat, en laat die aarde hoor die woorde van my mond. Laat my leer drup soos die reën. My woord vloei soos die dou, soos reendruppels op die grasspruitjies en soos reënbuie op die plante. Want die naam van Jahweh roep ek uit. Gee grootheid aan ons Elohim. Die rots volkome is sy werk, want al sy weë is reg. 'n elm van trou en sonder onreg. Regverdig en reg is hy. So jy sien dadelik hierso 2 getuies wat geroep word, die hemel en die aarde. Het jy gesien, dis 2 dimensies wat aangeroep word om as getuies op te tree? Dis bitter belangrik dat jy verstaan dat Vader gee hierdie lied en as getuies teen Israel, waarby ek en jy ingeënt is, dan gaan jy sien, hy bring die sienlike, die onsienlike in as getuies teen ons, en dit het die effek. As jy gaan afwyk van hierdie Torah, van hierdie verbond wat hy met hulle gesluit het,
né, dan gaan dit 'n effek hê. Want dan moet die getuies, ek gaan dit sommer op hierdie punt al reeds vir jou sê, die getuies, as jy gaan kyk hoe werk dit in die Torah, daai getuies, sê nou maar hulle moet kom getuig teen 'n man en die ou moet gestenig word. Daai getuies moet heel eers die eerste klippe optel om daai persoon te stenig. Verstaan jy? Die idee van getuies is bitter belangrik. Ek praat net nou meer daaroor wanneer ons oor die hele regsverbond dan nou gaan praat. Kom ons gaan aan en lees daarvan vers 5 af. Hulle het verderflik teen hom opgetree. Die wat sy seuns nie was nie, maar hulle skandvlek, 'n verkeerde en 'n verdraaide geslag. Durf julle dit Jahoua vergeld oor dwaase en onwyse volk? Is hy nie jou Vader wat jou geskape het nie? Het hy jou nie gemaak en jou voorberei nie? Dink aan die dae van die ou tyd. Let op die jare van geslag tot geslag. Vra jou Vader dat hy jou dit bekend maak. Die ou mense dat hulle jou dit sê. Toe die Allerhoogste aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe hy die seuns van Adam van mekaar geskei het, het hy die grense van die volke vasgestel ooreenkomstig die getal van die kinders van Israel. Hou daai in die agterkop, want Jahoua se deel is sy volk. Jakob is sy afgemete erfdeel. Hy het hom gevind in 'n woestynland en in 'n woeste wêreld, vol gehuil van die wildernis. Hy het hom omring, op hom afgeslaan, hom bewaak soos sy oogappel. Soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels. Jahoua alleen het hom gelei, en daar was geen vreemde magtige by hom nie. Hy het hom laat ry op die hoogtes van die aarde, en hy die opbrengs van die veld geëet, en hy het hom heuning uit die rots laat suig, en olie uit die klipharde rots, dik melk van beeste en melk van kleinvee, met die vet van lammers en ramme, stiere van Bashan en bokke, met die niervet van koring, en druiwebloed het jy gedrink, skuimende wyn. Toe het Jeshurun vet geword en agterop geskop. Jy het vet geword, dik geword, spekvet geword, en hy het Eloah verwerp wat hom gemaak het, en die steenrots van sy verlossing geminag. Nou, ons het verlede jaar het ons hierdie gedeelte oor die arend het ons baie goed bespreek, né? En jy sal ek wil aanraai. Gaan kyk net na die laaste gedeelte van verlede jaar se Asino wat ons gedoen het. Want jy weet, hy het gepraat daarvan hoe die arend dan na daai nes toe kom en hoe sy kleintjies dan wag en die gefladder. En daarin het ons in Sukkot ingeneem, kan jy onthou? Ons het daardie gefladder, die konsep van Sonder dat ons dit besef het. Sonder dat ons dit besef het, en dit is wat hy vir ons probeer sê het, dat ons moet verstaan, dat hy het ons op daai arendsvlerk het hy ons gedra. Met ander woorde, hy gee daai prentjie vir jou, gaan doen jouself daai guns, gaan kyk daarna, want ek sou vir jou sê, dit het 'n impak op ons lewe gehad die afgelope jaar, en nou met ons verwagting vir Sukkot, wat nou maandag aand begin ons met ons Sukkot, wag ons om te sien wat ons Elohim vir ons gaan sê, maar ek kon net nie daar laat om vir jou te sê hierdie ding oor die arend, van kyk. Toe ek nou hierdie lees, toe is dit amper soos 'n wow in my gees, want ek het nie hierdie besef, 'n ander skrif wat Vader vir my gegee het, loop oor na die opening van Sukkot toe. So, wees wagtend om te sien wat gaan Vader doen. Presies, jy weet, en toe ek dan vroeër met Jolandi ook gepraat het, toe sê ons, jy weet, sy sê toe, sy gaan kyk na die afgelope 3-4 jaar wat sy die musiek gedoen het, hoe jy kyk na musiek en hoe jy dit voorberei, en hoe mense dit, weet, in dit ingroei, en jy weet, en hoe dit jou na dieper dimensies toe vat. Maar kom ons gaan 'n bietjie aan eers met hierdie gedig, en dan gaan ons die bespreking dan van hulle doen. Goed, ons stel op daar by vers 16 is dit, né? Hulle het deur vreemde magtiges sy ywer gewek, deur gruwels hom geterg. Hulle het aan die demone geoffer. Dit staan in daai lied.
Hulle het aan die demone geoffer, nie aan Eloah nie, dis Elohim, Yahweh Elohim nie. Magtiges wat aan hulle nie bekend was nie, nuus wat kort gelede opgekom het, vir wie julle vaders nie gehuiwer het nie. Die steenrots wat jou verwek het jy verontagsaam, en jy het die 11 vergeet wat jou voortgebring het. Toe Jahwe dit sien, het hy hulle verwerp, uit ergernis oor sy seun se dogters, en hy het gesê, ek wil my aangesig van hulle verberg. Ek wil sien wat hulle einde sal wees, want 'n totaal verkeerde geslag is hulle, kinders in wie daar geen trou is nie. Hulle het my ywer gewek deur wat nie 'n magtige is nie, my geterg deur hulle nietige afgode. Ek sal dan hulle ywer wek deur die wat 'n nie volk is, deur 'n dwaase nasie sal ek hulle terg, want 'n vuur is aangesteek in my toren en het gebrand tot in die doderyk daaronder, en dit het die aarde met sy opbrengs verteer en die fondamente van die berge aan die brand gesteek. Ek sal ellendes op hulle ophoop, my pile sal ek op hulle wegskiet. As hulle uitgeput is van honger en verteer deur koorsgloed en dodelike siekte, sal ek die tand van wilde diere teen hulle loslaat met die gif van stofkruipers. Buite sal die swaard beroof en in die binnekamers die verskrikking, die jongman sowel as die jonge dogter, die suigeling saam met die grysaards. Hy sê daar, en ek sou gesê het, ek wil hulle wegblaas, hulle herinnering onder die mense uitroei. As ek nie vir die terging van die vyand bedig was nie, dat hulle teenstanders dit sou misverstaan en sê, ons hand was hoog en Jahwe het dit alles nie gedoen nie, want 'n nasie van verlore raadsplanne is hulle. Kyk wat sê oor die raadsplanne, want 'n nasie van verlore raadsplanne is hulle, en daar's geen verstand in hulle nie. Was hulle wys? Hulle sou dit insien. Hulle sou op hulle einde let. Hoe kan een dan 1000 agtervolg en 2 10.000 op die vlug jaag? Was dit nie dat hulle steenrots hulle verkoop en Jahwe hulle oorgelewer het nie? Want hulle steenrots is nie soos ons steenrots nie. Ja, ons vyande self is skeieregters. Want hulle wingerdstok is uit die wingerdstok van Sedom en uit die wingerdstok van Gomorra. Hulle druiwe is giftige druiwe, bitter trosse dra hulle. Hulle wyn is slanggif en wrede addergif. Is dit nie by my opgegaar in my skatkamers verseël nie? My kom die wraak toe en die vergelding, op die tyd as hulle voet sal wankel, want die dag van hulle ondergang is naby. Want die dag van hulle ondergang is naby, en wat oor hulle beskik, kom gou, want Jahwe sal aan sy volk reg verskaf, en hy sal medelee met sy knegte, as hy sien dat hulle vashou plek weg is, en dit met almal sonder uitsondering gedaan is. Dan sal hy sê, waar is hulle magtiges, die steenrots waarin hulle toevlug geneem het. Wat die vet van hulle slagoffers geëet het, die wyn van hulle drankoffer gedrink het, laat hulle opstaan en julle help, dat daar oor julle 'n beskerming sal wees. Aanskou nou, dat dit ek is en daar geen Elohim naas my is nie. Ek maak dood, ek maak lewend. Ek het verbrysel, ek genees. En daar is niemand wat uit my hand red nie. Want ek sal my hand na die hemel ophef en sê, dis nou met 'n eed, nee. Want ek sal my hand na die hemel ophef en sê, so waar as ek ewig leef, as ek my glinsterende swaard skerp gemaak het, en my hand na die strafmateriaal gryp, sal ek wraak uitoefen op my teenstanders en my haters vergeld. Ek sal my pyle dronk maak van bloed, en my swaard sal vlees eet, van die bloed van hom wat verslaan en gevang is, van die kop van die vyand se aanvoerders.
jubel o nasies oor sy volk, want hy sal die bloed van sy knegte breek, en hy sal wraak uitoefen op sy teestanders, en versoening doen vir sy land en sy volk. En Moshe het gekom en al die woorde van hierdie lied voor die ore van die volk gepraat, hy en Hosea, die seun van Nun. En toe Moshe met al hierdie woorde die hele Israel klaar toegespreek het, sê hy vir hulle, plaas julle harte op al die woorde waarmee ek julle vandag waarsku, dat julle dit jou kinders beveel om al die woorde van hierdie Torah sorgvuldig te hou, want dit is geen vergeefse woord vir julle nie, maar dit is julle lewe. En deur hierdie woord sal julle die dae verleng in die land waarheen julle deur die Jordaan trek, om dit in besit te neem. Daarna het Jahwe op daardie selfde dag met Moshe gepraat en gesê, Klim op hierdie berg van Abarim, die berg Nebo, wat in die land Moab is, wat teenoor die Jericho lê. Dit is baie beslissend, né? Hy gee baie beslissende instruksie. Klim op die berge van Abarim, die berg Nebo, wat in die land Moab is, wat teenoor Jericho lê, en aanskou die land Kanaan, wat ek aan die kinders van Israel as besitting sal gee, en sterf op die berg waarheen jy opklim, en word versamel by jou volksgenote, soos jou broer Aaron gesterf het op die berg Hor, en versamel is by sy volksgenote, omdat julle onder die kinders van Israel ontrou teenoor my opgetree het, by die twiswater van Kadesh, in die woestyn Tsin, omdat julle my nie afgesonder het onder die kinders van Israel nie, want reg voor sal jy die land sien, maar jy sal daar nie inkom in die land wat ek aan die kinders van Israel sal gee nie. Goed, so jy gaan sien volgens die Midrash waar die betekenis dan nou van Azinu gegee is, wanneer die oor ywerig is na die woord van jou, so Azinu, mag jou oor ywerig wees na Vader se woord. Vanweë hierdie ywer word al sy organe, sy hele liggaam en sy lewe genees en herstel. Jy het dit gelees daar in die skrif, né? So hierdie is iets wat jy kan vat, hierdie is iets wat jy moet vat. Kom ons kyk hoe lyk 'n oor bietjie. Dit is belangrik om dit te sien. Ons het dit in die verlede ook al hieroor gepraat, want jy sien uit Matteus 11 vers 13 tot 15 en so aan, dan sê Yeshua hoeveel keer, as jy ore het, hoor. Wie ore het, laat hom hoor. Nee? Hy sê dit oor en oor. Ek dink daar's nog geskrywe daar uit om Gesam 2. die wat ore het, hoor wat die Ruach sê vir die Messiaanse gemeentes. Jy sien die ding is hier, sien jy dat jy kies wat jy wil hoor. Jy weet, wanneer jy dan hierdie woord hoor, dan besluit jy, maar wel, ek hou van hierdie woord, of ek hou nie van hierdie woord nie, of ek gaan kla oor hierdie woord, ek gaan murmureer daaroor. Met ander woorde, ons het 'n paar keer al hieroor gepraat. As ek die woord hoor, gaan ek dit onderwerp aan die sielsdimensie, of gaan ek dit onderwerp aan die gees besluit? Met ander woorde, ek vat dit dadelik, ek sê, Vader, ek bring dit voor U. Dis my wil om U wil te doen. So laat my wil ondergeskik wees aan U wil. Ons in die verlede het ons al die voorbeeld gevat van die lulav, né? Weet, Wykra sê vir hom op hierdie fees nou, en ek noem dit juist nou omdat ons nou op Sukkot die lulavs gaan maak. Hy sê vir jou, jy moet jou lulav moet jy saamstel uit daai 4 elemente uit en jy moet dit gebruik. Sê vir jou hoekom jy dit moet doen? Nee, hy sê nie vir jou hoekom jy dit moet doen nie. Nou weet jy nie hoekom jy dit moet doen nie en nou gaan jy dit nie doen nie totdat jy nie weet hoekom jy dit moet doen nie. Dit is so ons groot geword het. Dit is nie, ons praat altyd daarvan, dis die Griekse mindset. Maar dit is nie wat jy moet doen nie, want jy sien, jy wil nou eers by jou chommies gaan hoor, wat is dit wat ons nou moet doen? En wat gaan hulle doen? Hulle weet ook nie. En dan klink dit half dom vir hulle, jy weet, dit klink daar dom ding. Maar in hierdie, jy weet, 'n gewone Hebreër wat nou daar op daai oewer staan, hy verstaan een ding. Ek het geen klou hoekom ek 'n lulav moet maak nie, ek weet nie hoekom ek 'n eetrogeen nie, ek weet nie hoekom ek die dadelpalmtak moet hê nie, ek weet nie hoekom ek die wilgerlat moet hê nie, ek weet net Vader het gesê ek moet dit doen, daarom doen ek dit, en ek is oortuig daarvan as ek dit taak gedoen het, sal hy my wys hoekom ek dit moes gedoen het. Kan jy sien wat is die verskil daar, nee? Met ander woorde,
gehoorsaamheid bo jou intellektuele beredenering daarvan. Goed, so wat ons nou gesien het met hierdie lied van Moshe, is, hy het 3 keer, daar's 3 liedere waarby hy betrokke is. In die eerste ene het ons gesien, dit was daar by Shemot 15, toe hulle deur die Rooi See is, en hulle die Rooi See oorgesteek, en Miriam hulle die tamboeryne gevat, en hulle het 'n lied gesing. Dit staan ook bekend as die lied van Moshe. Ek het net voor ons begin het, toe gaan kyk ek na Tehillim 90, dis Psalm 90, en dis waarskynlik seker die oudste Psalm wat daar is, En ek gaan nie nou vir jou lees nie, ek doen dit terwille van tyd nie. Ek wil hê jy moet dit gaan lees, want dis 'n Psalm wat deur Moshe geskryf is, hoor sy hart, hoor wat sê hy, en probeer dit in lyn trek met wat ons vandag oor praat. En dan natuurlik het hy hier in Devarim 31, het hy nou hierdie waarskuwingslied. Het jy gesien hier aan die einde, hy noem dit 'n waarskuwing. Nou, as jy mooi gaan kyk na hierdie laaste lied van Moshe, dan sê jy sien Devarim 32 vers 1 tot 43, hier sien ons dat Jahweh erken Israel se onkunde. As jy mooi gaan kyk na verse 28 tot 30, gaan lees net daar, het is eintlik net so 'n bietjie van 'n opsomming. Israel het nie verstaan dit wat kon gewees het nie. Hoor jy wat ek sê? Ek en jy het nodig om te verstaan dit wat kan wees. Ek en jy het nodig om te verstaan wat wag vir ons in ons beloofde land. Dit wat kan wees. Ons het nodig. En as ons afdwaal, en ek gaan vir jou 'n brief gee, as jy dit wil hê, ek stuur dit vir jou. Ek gaan vir jou 'n brief gee, ek en jy gaan afdwaal. Maar ons het nodig om teruggetrek te word, kort in lyn te wees. Ons moenie so arrogant wees nie. Weet jy, ons het vroeër hierdie week, ek het nou nie vroeër met jou daaroor gepraat nie, maar het ek en jy gekyk na die hele idee oor hoe self-righteousness 'n gesin uit mekaar uit kan ruk, want ons besef nie hoe self-righteous ons kan wees nie. Maar ons moet versigtig wees daarvan, en ons moet toelaat dat die tugtiging, wat Vader van praat dan vers 31 tot 38 van hierdie lied, dat dit met ons werk. Dan praat hy ook oor die heidene, hy gaan met die heidene, hy gebruik die heidene om Israel te tugtig. Ons sien dit ons nou die skrif uit daar, ons die Babylons, die Assirië, die Rome, hy gebruik hulle om Israel te tugtig. Hy vervang nie Israel met een van hulle nie. Hoor mooi wat ek jou sê. Hy vervang hulle nie. Hy vervang hulle ook nie met my en jou as individue, en nou is ek en jy sogenaamd hierdie geestelike Israel stoksiel alleen op ons eie nie. Israel het hy 'n verbond mee wat vir ewig is, wat Jahweh Elohim is, nie van plan is om te breek nie. En hy wil ook hê, jy moet verstaan, jy beter nie van plan wees om dit te breek nie. Wat wil jy? Is jy sy vyand? Dis nie wat hy van jou wil hê nie. Hy wil hê dat jy met hom moet versoen. Korintiërs byt 5 vers 20, ek dink dis die volgende skyf gaan vir ons sê, wat is dit wat hy van ons wil hê? Ons tree dan op as gesande om die Messias wil, asof Elohim deur ons vermaan. Ons bid julle om die Messias ontwil, laat julle met Elohim versoen. So ek is oortuig dat Paulus, Shaul, die apostel Shaul, dat dit is wat hy in gedagte gehad het. As jy gaan kyk na hierdie hele lied van Moshe, en jy gaan kyk na baie van die goed waaroor hy praat, dan kan ek jou nou sê, hy maak 'n beroep op my en jou, laat jou vir die Messias se onthaalwe met Jahweh versoen. Dan sê hy ook in Romeine 5 vers 6, want toe ons nog swak was, het die Messias op die regte tyd vir die afvalliges gesterf. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterf, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterf. Maar Elohim bewys sy liefde tot ons daarin dat die Messias vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Doen jouself 'n gunstig, gaan kyk ook na Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond die Messias Yeshua bely en met jou hart glo dat Elohim, dat Jahweh hom uit die dode uit opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Baie belangrik dat ons verstaan, Vader se hart is altyd om vir my en vir jou te kry
om terug te keer na hom toe, keer terug na my toe, keer terug na my toe, keer terug na my toe. Weet jy, in een van die liedere wat gespeel is, ek het gesien, is daar 'n hand, hierdie groot hand, en ek het gesien wat daar geskryf staan, is Israel. Nee, en ons sê altyd so maklik, maar my naam is in sy handpalm geskryf, Israel, daar staan Israel. Israel, is jy deel van Israel? Jy is geroep daartoe. Goed, nou gaan ek iets doen wat vir jou, ek wil hê jy moet mooi kyk hierna. Ek wil hê jy moet dit vir jouself gaan beoordeel. Ons gaan kyk na die twee, dis soos 'n tabel, ons moes hom 'n bietjie opbreek. Dit het gekom van 'n prentjie wat ons het, wat ons nie op ons eie mee kon, weet, ons kon dit nie gou genoeg doen nie. Wag, ons was maar bietjie besig hierdie week gewees. So ons wil graag, ek weet, dit vir jou so helder moontlik gee. Twee tabelle. Ek wil hê ons moet kyk na hierdie lied van Moshe, maar ek wil dit in verband bring met die 7 seels wat jy in Openbaring kry. En ek wil hê dat daai gedeelte is, kyk daarna en gaan bestudeer dit vir jouself. Goed, so ek wil net gou vir my dit hierso by my eie rekenaar voor my kry, want ek moet vir jou nou probeer 'n verduideliking gee van hierdie twee tabelle, maar jy kan al klaar daar begin kyk aan die regterkant, dan sal jy sien, is ek amper daar? Ek is amper daar. Is ek by die regte plek? Ja, ek is nog so 'n bietjie aangewen, net so oomblik. Ek wil dit net hier voor my hê, want omdat jy weet, dit is net maar omdat die prentjie so 'n bietjie klein is, nou wil ek dit vir jou gee. Kom ons begin aan die regterkant. Hy sê daar the Song of Moses, en hy praat van Deuteronomy 32, resang, ek hou van daai woord, resang in Revelations 15 verse 3. Nee, dan sê hy dat Deuteronomy of Devarim 32, it provides an explanation of the first seal, but it misses the arrows. Kyk mooi, jy moet die hele ding gaan lees in Devarim, in Devarim en ook in Openbaring. Hy sê daar, I will spend my arrows, dis nou die eerste seal, on them. They shall be wasted with hunger, devoured against them by pestilences. I will also send the teeth of the beasts. The sword will destroy outside. Hierdie kry jy hier in Devarim 32 vers 23 tot 25, en dan vat hy vir jou oor daarna die eerste seël toe. Hy sê, daar's a white horse, there's a rider with a bow, there's a crown was given to him, and he came out and he conquered, en dit gaan alles oor die oorwinning. Maar ek en jy weet, ons praat hier van daai 4 perde van Openbaring, en wanneer jy daai 4 perde begin ry, dan begin sekere goed op hierdie aarde uitspeel. En ek is nie hier om vir jou te sê, ons is nou by die wit perd, of die rooi perd, of die valperd, of die groen perd, of wat se kleur perd nie. Al wat ek vir jou probeer sê is, hier is 'n vergelyking tussen Devarim 32 en Openbaring waarvan ek en jy moet kennis neem. Met ander woorde, dis nog steeds dieselfde storie. Dis nog presies dieselfde ding. As jy gaan kyk na die tweede seël, ons begin eers aan die regterkant, dan praat hy daar van die swaard, the sword shall destroy outside. Nou, gaan net oor na die tweede seël se kant, hy sê, another horse that was red, and power was given to him, to take peace from the earth, and that they should kill one another, and there shall be given unto them a great sword. Met ander woorde, dit praat van die oorlog en die goedes, nee. Dan kom jy by die derde ene, they shall be wasted with hunger. Met ander woorde, hongersnood gaan oor die aarde, kom by die derde seël. A black horse, and its rider had a pair of scales in his hand, a quart of wheat for a day's wage, and 3 quarts of barley for a day's wage, and do not harm the oil and the wine. So nou kan jy sien, dit is sulke terme wat jy moet gaan navors en bekyk, wat sê hy eintlik vir jou. Maar dit kom al reeds, soos ek sê, hier uit Devarim uit. Jou 4de seël waarvan hy praat, is hy sê, I will spend my arrows, dis weer eens die eerste seël, on them. They shall be wasted with hunger, devoured by pestilence. I will also send against them the teeth of beasts. Kyk wat sê die 4de seël, hy sê, a pale horse, death and Hades were given power over a quarter of the earth
to kill with a sword, and with famine, and with pestilence, and by wild beasts. Dis nou Openbaring 6 vers 6 tot 8, wat jy nou moet gaan kyk. Was my baie interessant geweest om te sien hoe hierdie vergelyking getref word. Kom ons kyk na die volgende of die laaste 3 van daardie seels. Nou sê hy vir jou daar, weer eens, I shall spend my arrows on him. Hy herhaal basies al daardie goed wat ons al klaar gelees het. They shall be wasted with hunger, devoured by pestilence. I will also send against them the teeth of the beast. The sword shall destroy outside. Hy sal, hy gaan daai ene doen. Goed, nou sê hy praat daar van die pylhorse, dis die vaalperd, nee. Ek dink party mense sal dit ook noem die green one. Ekskuus, ek het nou die 4de ene het ek herhaal eintlik hierso. Okay, die 5de ene is waarby ek moet wees, maar waar is die 7de ene? Waar is hy verdwyn? Ek dink ek het hom goed gedra. Well, okay, so Sorry. Ek sal die volle prentjie vir julle op die... Ons gaan dit pas sodat jy daarna kan kyk. Ek wil net hê jy moet sien dat dis presies die goed waaroor gepraat word. Kom ons kyk na die 5de seël. For he will avenge the blood of his servants and render vengeance to his adversaries. He will provide atonement for his land and his people. Nog steeds Devarim 32 vers 23 tot 25. Kyk die 5de seël. Martyrs under the altar, judge and avenge our blood. Each were given a white robe and told to rest until the number of the fellow servants and their brothers should be complete, who were to be killed as they themselves had been. Dan die laaste ene wat ek dan nou vir jou gaan gee, is die 6de seël, jammer vir die 7de ene. I'll whet my glittering sword and my hand take hold on judgment. I will render vengeance to my enemies and repay those who hate me. I will make my arrows drunk with blood, and my sword shall devour flesh, with the blood of the slain and the captives, from the heads of the leaders to from the heads of the leaders of the enemy. Kyk wat sê hy in Openbaring 6 vers 15 tot 17. Then the kings, the great ones, and the generals, and the rich, and the powerful, and everyone, slave and free, hid in the caves and among the rocks of the mountains, calling to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who is seated on the throne, and from the wrath of the Lamb, for the great day of their wrath has come, and who can stand? Okay, so ek gaan nou nie probeer om vir jou hier 'n groot uitleg te gee nie, maar ek moet vir jou dit sê, as jy gaan kyk na die hele Openbaring, jy kyk na hierdie lied wat ek nou net vir jou gegee het, en jy begin hierdie vergelykings tref, dan besef jy dat aan die einde van die dag, wanneer hy daar vir ons sê in Openbaring 15, ons gaan die lied van Moshe sing. So waarom sal ons dit nie lees nie? Waarom sal ons nie dit ons eie maak nie? Waarom sal ons dit nie internaliseer nie? Waarom sal ons nie dink aan die belofte van die genesing, van die herstel wat dit gaan bring nie? So, hierdie is 'n ding wat Vader vir Moshe laat opskryf het. En ek kan nou vir jou sê, dit gaan letterlik hier oor 'n kosmiese regsgeding. Waarvan praat ek nou? Nee, ek weet al klaar. My vrou gaan vir my vra, wat op aarde bedoel jy met kosmies? Kosmies beteken dit wat in die onsienlike aangaan en dit wat in die sienlike aangaan. Met ander woorde, hemel en aarde. Dis 'n regsgeding waaroor hier gepraat word. Die hemel en die aarde word gedagvaar. 'n Subpoena is uitgereik, né? Jy sal sien hierdie hele lied is daai subpoena, daai dagvaarding. Ek roep die hemel en die aarde vandag as my getuies. Nou dink asseblief net daaraan, wat het Yeshua gesê? En julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Weet jy, ek sê weer, 'n getuie is iemand wat kan getuienis gee oor dit wat gebeur het, oor die gebeure wat hulle gesien het. So die hemele kan sien wat is aan die gang, dat Israel het afgedwaal, die aarde kan sien, Israel het afgedwaal, en weet jy wat gaan gebeur wanneer die
wanneer Israel afdwaal en hulle wegbeweeg van die Torah, van die woorde wat uit die mond van Jahwe uitgekom het, wat dink jy wat gaan gebeur? Dis wanneer al hierdie pestilensie gaan kom, wanneer hierdie swaarde gaan kom, wanneer hierdie siektes gaan kom, wanneer die waternood gaan kom, wanneer wat ook al gaan kom. Verstaan jy? Want die aarde kan nie gee wanneer daar weggedraai word van Vader se woord nie. Dis presies wat gebeur het natuurlik met die sondvloed, né? Is ook, die sonde was so groot op die aarde gewees, dat Vader geen ander keuse gehad het nie. Ek meen, hulle het met hulle optrede, met die woorde van hulle mond, het hulle die Torah vernietig, en die gevolg is, die waters bo in die aarde en van onder die aarde, het oopgebars om die aarde oorstroom. Dis presies wat gebeur het. En Vader het tog daai belofte vir ons gegee. Hy sal dit nie weer so doen nie. Maar Yeshua het ons gesê, dit sal aan daai tye, in hierdie tye van hierdie 7 seels, sal dit wees soos in die dae van Noag, soos in die dae van Sodom en Gomorra. So ons moet kennis neem van hierdie seels, maar ons moet ook kennis neem van wat sê hy hier. Luister, as julle teen my gaan sondig, as julle nie my Torah gaan hou nie, as julle gaan agter ander gode aanhoreer, as julle nie gaan rejoice in dit wat ek vir julle gee nie, nee, weet net, daar gaan 'n tyd kom wat ek my aangesig van jou gaan verberg. Nee, so kan jy sien wat doen hy? Hy vat hierdie feite, hy oorweeg die feite, het jy gesien, hy praat daarvan die raadsbesluit. Met ander woorde, hy plaas hierdie voor die raad, en die divine council, as jy dit so wil doen, nee, en dan vat hulle al hierdie feite, en dan neem hulle dit in ag, en dan vel hy 'n vonnis, en dan sal jy sien, dat wat nou volgende gebeur is, die vonnis is daar, die vonnis moet uitgevoer word, en dit gaan swaar met hulle gaan. En dit sal vir 'n bepaalde tyd sal dit aangaan, en onthou nou net, dis juist hoekom ek nie vir jou wil sê, dis hierdie tyd nie. Mense wil hierdie 7 seels vat en sê, ons sien dit is nou die valperd wat nou ry, dis die swart perd wat nou ry, hulle wil tyd daaraan koppel, elkeen wil tog net weer eerste wees om te kan sê, ek het daai perd geïdentifiseer, ek het daai perd geïdentifiseer. Nee, hy praat nie hier van 'n tydskedule nie, hy praat hier van 'n periode van tyd, 'n ding wat gaan uitspeel. Hy is die een wat bepaal wanneer gaan die Messias terugkeer. Hy is die een wat bepaal wat is die werklike aanbreek van die 7de millennium. Die 7de millennium is die dag van Jahwe. Openbaring 1 praat hy van, ek was in die gees op die dag van Jahwe. Is baie daaroor al gepraat. Dis die tyd wat die Messias terugkeer. So ja, hierdie is basies eintlik wat ek vir jou wil sê, is die lied van Moses wat ons gesien het hier in Hazon, in Openbaring herhaal word, of wat van gepraat word, wat gesing word saam met die lied van die lam. Dit moet jy sien in hierdie kosmiese konteks van hierdie raadsvergadering daar in die Shamayim. Want dit praat oor die oordeel. Want daar kom 'n tyd wat Vader sê, hierdie beker is nou vol. En dan gaan hy hierdie oordeele bring oor al hierdie nasies, oor al sy vyande. Wat vir my net baie interessant is van hierdie hele ding, is dat, jy weet, hy openbaar dit, hy steek nie hierdie goed weg nie. Ek meen, ek gaan lees net wat het hy vir Daniël alles gesê, né? Toe Daniël besef waaroor dit gaan, dis toe wat, jy weet, wat hy dit kon neerpen en sê, wel, daai tyd, jy weet, hy het nou daai beeld het hy gevat en hy kon dit koppel aan bepaalde tye. Maar die laaste een is nog nie klaar nie. Dis die gedeelte van die voete van klei en silwer, as ek reg onthou, né? Weereens, ek het vir julle verlede week ook gesê, en die week voor dit, dat Matteus 24, Yeshua was ook nie skaam om daaroor te praat nie. Yeshua het ook duidelik verwys na hierdie periode van tyd, na hierdie lied eintlik wat moet uitspeel, en dat dit gaan uitspeel, en hy het ook gesê wat gedoen moet word. So, kan jy sien, as jy mooi gaan kyk daarna, dan jy sien, daar is 'n regsargument wat Jahwe dan nou hier uitgespeel het, daar is 'n struktuur wat hy aan hierdie ding gee, hy sê hierdie volk gaan dit doen, hierdie volk gaan dat doen, die vonnis gaan kom, dis wat hy gaan doen om die oordeel te doen, en dan praat hy daar baie definitief, ek dink dit is in Deuteronomium 32:8, dan staan daar,
toe die Allerhoogste aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe hy die seuns van Adam van mekaar geskei het, hy praat daarvan, waar het hy dit gedoen? By die toring van Babel, né? Het hy die grense van die volke vasgestel, ooreenkomstig die getal van die kinders van Israel, die Bnei Israel. Maar jy moet ook weet, dat die Bnei Israel is ook Bnei Elohim. Almal wat hom aangeneem het, die het hy die mag gegee om kinders van Elohim genoem te word. Hoor jy wat ek vir jou sê? So ek en jy is Bnei Elohim, ons is kinders van die Allerhoogste. Hy het 'n sekere grond het hy vir homself uitgehou, afgesonder. En dit is die land van Israel waarvan almal praat. Dit is Israel se land. Dis hoekom hulle op die oewer staan om oor te gaan om al 12 stamme daar te gaan plaas en die 13de stam leef hier om hulle te bedien. Dit is wat gebeur. So hierdie toedeling van nasies, dit kom uit Jahwe se mond uit. Dit wat in Israel aangaan, die grense wat daar gegee is, dit behoort aan Jahwe. En geen een het die reg om daaraan te skuif. En weet jy wat? Weet jy wat is die probleem? As jy dop hou wat gaan aan in die wêreld, dan sê ek vir jou, wêreldleiers is besig om baie naby te kom daaraan, om Jahwe teen te gaan. En ek sê, you do so at your own peril. You do so at your own peril. Weereens, as jy gaan kyk, Devarim 32 vers 9 dan sê hy, want Jahwe se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel. Israel behoort aan Jahwe. Hemelnasies oor sy volk, want hy sal die bloed van sy knegte wreek, en hy sal wraak uitoefen op sy teenstanders, en hy sal versoening doen vir sy land en sy volk. Regtig? Jy sien dit staan in hierdie lied. So, weer eens, as hy hierdie getuienis inbring, hierdie getuies die hemel en die aarde, in hierdie kosmiese, weer eens soos ek sê, die hemel en die aarde, wanneer hy praat van hierdie heel apokalyptiese dinge wat gaan gebeur, en vra met hom, wat beteken dit? Dis letterlik die verwoesting van die mensdom, nee, dis apokalyptiek, mense hou daarvan. Jy gaan sien, gaan net vir my terug daarna toe, ja, ek wil net vir hulle dit sê, in vers 10 tot 14, eintlik selfs 32 vers 1 sê hy al klaar, die hemel en die aarde, dan in 10 tot 14 sê, die woestyne en die afgronde, die pyle, die swaard, die honger, die diere, wat hy eintlik hier vir ons sê, is dat die hele natuur word die agent van 'n verbondssanksie. Die skepping gaan optree teen die mens. Dis wanneer jy nou die pestilensie het en die hongersnood en die water tekort en dis meer. Maar dan sien ons in Devarim 32 vers 21, dan sê hy, hulle het my ywer gewek deur wat nie 'n magtige is nie, hulle het my geterg deur nietige afgode. Ek sal dan hulle ywer wek deur die wat 'n nie volk is. Ek sal nie baie in 'n diepe bespreking van dit ingaan nie. Ek gaan net vir jou sê, dit was Assirië, Babel, Rome. Presies soos wat hy vir Daniël dit gesê het. Hy het gesê, ek sal my aangesig vir hulle verberg, vers 20, dis daai woord wat ons die laaste paar keer gehoor het, Hester Panim. Ek sal my aangesig, ek sal my onttrek aan voorsienigheid vir hulle. Né? So, wanneer daai hand weg is, dan kan ons sien, dis wanneer die probleem begin. Maar Jahwe is 'n Elohim van herstel, en hy sal weer daai eksklusiewe soewereiniteit sal hy herstel. Hy sal dit doen. Vers 41 sê, as ek my glinsterende swaard skerp gemaak het en my hand na die strafmateriaal gryp, sal ek wraak uitoefen op my teestanders en my haters vergeld. Ek sal my pyle dronk maak van bloed en my swaard sal vlees eet, van die bloed van hom wat verslaan en gevang is, van die kop van die vyand se aanvoerders. Jubel o nasies oor sy volk, want hy sal die bloed van sy knegte wreek, en hy sal die wraak uitoefen op sy teestanders en versoening doen vir sy land en sy volk. Jy sien, daar's 4 werkwoorde daar, Jahwe slyp,
Jahwe reinig, Jahwe versoen, né? Met ander woorde, hy maak Kippur, né? Dis nou deur Yom Kippur. Hy versoen en dan roep hy die nasies saam. En hy kry die nasies om saam met sy volk te juig, te jubel en te juig. Want in daai tyd sal almal optrek vir die sukkel. Verstaan jy daai gedeelte? So hierdie is 'n waarskuwingslied wat vir Israel gegee word en hulle weet dit maar te goed. Jahwe is die een wat aan die einde die reg sal laat geskied teenoor die onderdrukkers van Israel. Hy alleen is koning, hy breek die onderdrukkers, hy herstel die land en die volk en die nasies wat teen hom was, uiteindelik sal hy hulle kry om saam met Israel hom te prys. Die hemelse raad, né, daai magte gaan almal erken. Ek wil weer eens vir sê, daar's geen ander Elohim behalwe Jahwe nie, maar daar's magte wat opstaan. Hulle gaan buig, hulle gaan die knie buig. Verseker gaan hulle dit doen. Hy gaan kom en al hierdie keizerlike roedes van hulle gaan hy breek. Hy gaan hulle rykdomme stop. Hy gaan weer eens toesien dat die versoening plaasvind. So dit is wat vir ons wag, is dat die nasies gaan almal saam met Israel die Almagtige prys. So ons sien baie duidelik, daar's 'n paar goed wat hy vir ons hier uitlig. Ek wil net weer eens vir dit sê. Kan jy sien, jy kry hierdie lied, hy gee vir jou die verduideliking, hy gee vir jou weer die geleentheid om daardie lied te sing. Dit was net vir my interessant dat jy moet sien dat getuies is iemand wat gaan optree. Die hemel en die aarde sal optree. Dit is dit gebid ook in die begin, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in die hemel net so ook op die aarde, né? Kan jy sien, hy roep dit as getuies vir my en jou. En daai getuies doen iets. Hulle gaan altyd iets doen. Dis letterlik, jy weet, as jy gaan kyk na die Hebreëus vir laat die koninkryk kom, dan is dit koninkryk kom. Dit is, né, wil geskied. Met ander woorde, iets gaan gebeur. En dit is wat ek wil hê, ek en jy moet verstaan. Ek en jy word geroep as getuies ook. Ons is ook getuies. Ons moet toesien dat ons nie binne in hierdie situasie beland, waar ons ook gaan vra, mag die klippe ons toe bedek nie. Glad nie. Maar dat ons reg en gereed is, nee, onder die altaar van ons Elohim, as ons nie bly leef het nie. Maar as ons bly leef, dat ons gaan aanhou om hierdie woord uit te dra. 'n Getuie is iemand wat iets doen.